Was jy al ooit skepties gewees? Skeptisisme is eintlik 'n tipe houding teenoor mense en teenoor die lewe. Om skepties te wees is partykeer om jou arms te vou en jou gesig te trek en eintlik die hele tyd 'n klomp vrae te vra oor die lewe. En baie keer dink ons dat dit 'n slegte ding is in geloof. Geloof is vir ons iets heeltemal anders. Geloof is om blindelings alles te aanvaar wat oor jou pad kom. Geloof is om nie jou arms te vou nie, maar om die hele tyd oop te wees vir alles rondom jou. En geloof is om nie vrae te vra nie, maar net bloot, klakeloos te aanvaar. Maar in vandag se skriflesing sien ons iets heeltemal anders. In Johannes 20 sien ons een van Jesus se verskynings aan sy disippels nadat hy opgestaan het uit die dood uit. En aanvanklik verskyn hy eers aan die disippels sonder Thomas en 8 dae later dan verskyn hy aan die disippels met Thomas. En ons ken almal hierdie verskyning aan die disippels met Thomas baie goed. Thomas sê vir die disippels nadat hulle vir hom gesê het, hulle die Here gesien het, dat hy eers sy vingers in die wonde aan die Here se sy en in die wonde in die Here se hande sal steek, dan sal hy werklik glo. En uiteindelik het ons vir Thomas 'n naam gegee as gevolg hiervan. Ons noem hom ongelowige Thomas, want vir ons is hy skepties. Hy vou sy arms, hy aanvaar nie net klakeloos nie, en hy aanvaar nie dit wat die ander disippels vir hom gesê het, dat Jesus Christus opgestaan het, en dat hulle Jesus Christus gesien het nie. En daarom gee ons vir hom hierdie etiket om sy nek, om te sê hy is ongelowige Thomas. Maar wat as hy nie ongelowige Thomas was nie? Wat as hy dalk eerder gelowige Thomas was? Hoekom was hy nie die eerste keer saam met sy disippels in die bovertrek gewees, toe hulle almal bang en onseker agter geslote deure was nie? Waar was Thomas toe gewees? Die skrywer van Johannes gee nie vir ons hierdie inligting nie, maar dalk kan ek en jy ons eie afleidings maak. Was Johannes nie dalk in die buitewêreld uit om te gaan sien of hierdie Jesus, hierdie een wat hy gevolg het, werklik opgestaan het nie? Het hy nie dalk gaan hulp en hoop gee vir hulle wat dit gesoek het, presies dit wat Jesus Christus hulle geleer het nie, eerder as om in vrees agter daai geslote deur te gaan sit nie? Dalk was Thomas juis gelowige Thomas en nie ongelowige Thomas nie, en hy aanvaar nie tweedehandse inligting oor Jesus nie. Hy wil Jesus self ervaar. Hy wil amper vir Jesus kan vat en voel en sien en ruik en proe. Dit beteken nie Jesus, hy is skepties oor Jesus of skepties oor Jesus se opstanding nie. Hy het 'n geloof wat bereid is om vrae te vra, 'n geloof wat bereid is om dieper te delf, 'n geloof wat bereid is om meer te gaan soek. En ek wonder of is dit nie waartoe ek en jy ook geroep word in hierdie opstandingstyd nie. Partykeer is daar 'n tyd vir ons om klakeloos te aanvaar dit wat na ons kante toe kom. Maar partykeer is geloof iets heeltemal anders. Partykeer is geloof om vrae te vra. Partykeer is geloof om dieper te wil delf. Partykeer is geloof om ons hande as dit ware in die sy van Jesus Christus te plaas, sodat ons nie sal staat maak op tweedehandse inligting oor Jesus nie, maar werklik iets van hom sal ervaar. Mag ek en jy so 'n tipe geloof hê in hierdie opstandingstyd, 'n Thomas geloof. Hemelvader, dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat ons in hierdie opstandingstyd kan leef en vir die wêreld kan wys en kan sê die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Vader, help ons om 'n geloof te hê wat sal aanvaar, maar help ons ook om 'n geloof te hê wat sal vra en wat bereid is om nie net staat te maak op inligting oor U nie, maar op 'n ervaring van U. Vader, ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons sien mekaar gou weer.